Ons lees die oordenking vir 13 November uit Die Here is my herder met die vriendelike vergunning van Lizette Marie. Die opskrif by vanoggend se gedeelte is donker. Die teksvers kom uit Psalm 27 vers 1 en daar staan in die boodskapvertaling: Die Here help my deur my donkerste krisis. Sy hulp is soos 'n lig wat 'n mens in 'n pikdonker kamer aanskakel. Die dood van Absalom het Dawid diep getref. Sy lewe het tot stilstand geruk. Hy kon aan niks anders dink as sy seun wat gesterf het nie. Sy smartlike uitroep het deur die paleis weer klink. My seun, Absalom, my seun, my seun. Ag, as ek maar in jou plek kon gesterwe het. Vir Dawid het die son ondergegaan. Dit was stikdonker nag. Die dood word dikwels met donkerte geassosieer. 'n Ma wat 'n kind aan die dood afstaan, verwoord dit so: wanneer 'n kind sterf, staan jy magteloos. Daar is niks wat jy vir hierdie kind kan doen nie. Jy kan nooit weer sy gunsteling kos vir hom maak nie. Jy kan nooit weer raad gee of luister na toekomsplanne nie. Nooit weer net sommer goed wees vir hom nie. Jy word vervul met 'n magtelose verlange en 'n groot donkerte. Joab het nie verstaan dat Dawid tyd nodig gehad het om deur sy smart te werk nie. Hy het hom berispe en aangesê om in die stadspoort te gaan sit, waar al sy manskappe hom kon sien en weer moed skep. Om alleen by die Here te sit beteken nie noodwendig selfbejammering nie. Vir die treurende is dit juis nodig om stil te word, sodat hy die Heilige Gees se troos kan ervaar. Daar is 'n tyd vir alles, sê die prediker. So ook vir afsondering en rou. Terwyl die Heilige Gees troos, leer hy jou dat, wanneer jy jou hart oopmaak vir jou pyn, hy sy lig weer kan laat instroom. Here, dankie vir u lig in my donker nag. Amen. Dankie vir die saamkuier. Ek deel Lizette se kontak en webblad besonderhede in die inligtingsparagraaf van hierdie voorlesing. Daar is ook skakels na voorlesings van Lizette se ander publikasies wat op hierdie platform beskikbaar is.